Goeiemôre aan al ons geliefdes en Messina, ek vertrou dit gaan goed met u daar en dat jy goeie gesondheid geniet. Ek mis julle, vertrou dat dit met julle almal geestelik baie goed gaan. En al ons Facebook vriende, baie welkom vanmôre. Vertrou dat u uit die woord van die Here ook vanoggend opgebou sal wees. Ek wil graag jou uitnooi om vanmôre aandagtig te luister. En die rede daarvoor is, daar is 'n paar diep dinge wat ons gaan deel vanmôre. Jesus spreek Nikodemus en die omstandiges toe daar in Johannes 3 vers 12 waar hy sê, as ek met julle die aardse dinge deel en julle dit nie glo nie, hoe sal julle ooit die hemelse dinge kan verstaan? Nou vanmôre gaan ek vir u bedien op die gedagte van bo. Van bo. En ek lees vir ons in Jakobus hoofstuk 1 vers 16 tot 18. Moenie dwaal nie, my geliefde broeders. Elke goeie gif, die Grieks daar is gawe, en elke volmaakte gawe daal van bo af neer, van die Vader van die ligte, by wie daar geen verandering of skaduwee of omkering is nie. Vers 18, volgens sy wil het hy ons voortgebring deur die woord van die waarheid, sodat ons as eersteling van die linge van die skepsele kan wees. Want die woord verklaar elke goeie gawe en elke volmaakte gawe daal van bo. En die woord gawe in die Grieks dousis beteken om te kan gee, om 'n geskenk te gee. 'n saak van skuld, ons skuld iemand 'n geskenk. Ons is skuldenaars om lief te hê en die wet van liefde is om te gee. In Johannes 3 vers 16, so lief het God die wêreld gehad dat hy sy eniggebore seun gegee het. Ons kan nie in die verhewe plekke bly en vir onsself lewe meer nie. Ons het saam met hom opgevaar en is een met hom. Opgeteken deur die apostel Paulus in Efesiërs 2 vers 6 en saam opgewek en saam laat sit in hemele in Christus Jesus. Ons het 'n nuwe perspektief van alles en almal gekry. Nou moet ons begin. Ek wil hê met baie mooi. Nou moet ons begin om sy lewe en liefde uit die hemele aan ander oor te dra. Uit die hemele aan ander oor te dra. Die oordrag van opgestygde lewe is dat ons die gawe wat ons is en die gawe wat ons het kan weggee en deel. Nou Jesus het jou sy gawe gemaak en hy het vir jou geskenke gegee. Opgeteken in Matteus 10 vers 8 sê hy vir die apostels, gaan maak siekes gesond, reinig malaatses, wek dooies op, dryf duiwels uit. Julle het dit verniet ontvang, verniet moet julle dit gee. Moenie fouteer nie. Wees bewus van jou neigings. Korrigeer hulle. As julle enigiets vir julleself hou, sal julle God beroof. En deur hom te beroof, sal jy dit uiteindelik en tot jou volslae ondergang jouself beroof, my vriend. Daar is gevaar van misleiding wanneer die mens vertrou op wat die natuur kan leer. Daar is 'n gevaar in. En die hulp van insig en openbaring weier. Ek wil hê met baie mooi luister, die woord van God is 'n openbaring. Al wat jy moet kry is 'n insig op 'n openbaring van die woord. En as jy dit weier, beteken dit vanoggend dat die natuur en die omstandighede vir jou meer werd is as wat die woord van waarheid is. Dit is nie dat die natuur verkeerd getuig nie. Dit getuig wel onvolmaak. Dit is sover dit gaan, dit is onbevredigend omdat dit nie vir die mens genoeg kan
gee nie. Die mens kan nie net genoeg kry van hierdie wêreld nie. Jy sien die ware karakter van die Godheid. Hy word verklaar as die enigste en onveranderlike bron van alle goeie. Nommer 1, hy is die enigste bron van alle goeie. In Lukas 18 vers 19 lees ons, en Jesus antwoord hom, waarom noem jy my goed? Niemand is goed, behalwe een, naamlik God. Nou as Jesus nie God is nie, dan weet ek nie wie is hy nie. So hy is die bron van alle goeie gawes. Alle goeie en volmaakte gawes kom van God, af en werk tot voordeel en tot die welsyn van sy mense. Nommer 2, hy is die onveranderlike bron. Eerstens, hy is die enigste bron, en dan tweedens, hy is die onveranderlike bron. Dis die karakter van die Godheid. Die son het sy veranderinge, jaarliks en daagliks, maar die Here van alle hemelse ligte, hy is mos die Vader van ligte, het ons gelees, verander nie. Sy lig in jou deur 'n wolk van omstandighede kan verdoof word, maar dit kan nie uitgedoof word nie. Prys God daarvoor, halleluja. Elke goeie en volmaakte gawe, sê die woord, kom van bo. Nou die woord van bo in die Grieks, anathen, beteken van bo, van die begin af, by implikasie opnuut, van 'n hoër plek, gebruik van dinge wat uit die hemel of van God kom, dit kom opnuut en dit kom weer. Van bo word afgelei van anno, van die woord anothen, van die Griekse woord van bo. Dit beteken om opwaarts te beweeg, van bo af, hoog. Dit vloei af uit die opgestygde lewe. Ek wil hê met hoor, dit vloei af uit die opgestygde lewe af na onder. Let op die volgende skrifte. Matteus 27 vers 51. En kyk, die voorhangsel van die hemel het in twee geskeur, van bo tot onder, kom van bo na onder, en die aarde het gebewe, en die rotse het geskeur. Die voorhangsel is nie geskeur van onder na bo nie, dit het van bo afgekom, die opening vir my en jou, om self voor God te kan verskyn. Kyk na Johannes 3 vers 3, Jesus antwoord Nicodemus en sê vir hom, voorwaar ek sê vir jou, as iemand nie weergebore word nie, kan hy die koninkryk van God nie sien nie. Nou die woord weer beteken in die Grieks, of die Griekse woord anathen, wat beteken van bo af, by implikasie op, nee, born from above. Die woord gebore in die Grieks, genao, en dit beteken figuurlik om te wederbaar. Gebore word, voortbring, swanger word, verlos word. Dit bepaal ook jou geslag, wie jy is, en wie jy verteenwoordig. Jy sien die vrug daarvan. In Jakobus 3 vers 17 staan het opgeteken, maar die wysheid van bo, hoor, die wysheid van bo is ten eerste rein, dan vredelievend, vriendelik, geseglik, vol barmhartigheid en goeie vrugte, onpartydig en ongeveins. To be born from above. As jy nie gebore is van bo, is jy nie geskik vir die koninkryk van God nie, en kan jy die beginsel van die koninkryk nooit verstaan nie. Hier is in elke goeie en volmaakte geskenk,
dal neer van bo. Die woord dal neer, die werkwoord in Grieks, kata baino. Dit beteken om te daal, om af te gaan, of om af te kom. Dit word gebruik, ek bly met hoor, van hemelse wesens wat afkom aarde toe. So hulle het 'n doel. Jy en ek, as 'n gawe van God, word versoek hierin om af te daal van ons hemelse plekke, soos opgeteken, en ek lees weer Efesiërs 2 vers 6, om saam opgewek, saam laat sit in die hemele in Christus Jesus. Ons moet afdaal as die gawe van God, uit hemelplek as hemelwesens. Daarom verstaan ons nie, ons wil net in die natuurlike, en Jesus sê hierdie woorde, as ek die natuurlike dinge aan julle verduidelik en jy verstaan dit nie, hoe sal julle ooit die geestelike dinge verstaan? In Johannes 3 vers 12. Nou kata baino, die Griekse woord van daal neer, is 'n samestelling van die woord kata, afleiding van kata baino, wat beteken af, en baino, die volgende gedeelte van kata baino, om te loop, daar af om te loop. Die wortel van laasgenoemde basis beteken om te gaan stap, loop en deel geskenke uit. Is nie wonderlik nie? Prys God, halleluja, dis my en jou skepingsdoel op aarde. Ons sit bekroon met Christus aan die hemelplekke. Ons moet in dankbaarheid daarvoor nederig van daardie troon af. Kata, wat beteken om af te kom, afstap en ander te dien. Ons kan nie afstap, soos die woord kata baino vir ons aandui, voordat ons opstap nie, totdat ons opstyg nie, terwyl ons sy lewe aflaai in die hemelplekke, om weg te gee, bewapen ons en rus ons die liggaam van Jesus Christus toe vir die werk van die bediening te gaan doen. Opgeteken vir ons in Efesiërs 4 vers 12, om die heiliges toe te rus vir hulle dienswerk, tot opbouing van die liggaam van Christus. Tweelei, gaan te voet, dal af, kom af met dit waarmee jou gekroon het, as 'n gawe, sy gawe, wat in jou toe bedeel het om verniet te gaan uitdeel. Eerstens, om die evangelie uit te dra, en die gawe te kan gee van redding aan elkeen wat daarop hoop. En tweedens, om die liggaam vir dienswerk voor te berei, hulle op te bou, gereed, vir die taak wat ons opgelê is, om hierdie evangelie verniet uit te deel. Oorweeg hierdie klein gebruike, wat ek pas genoem het van kata baino, die Griekse woord. Johannes 3 vers 27 staan opgeskrywe. Johannes antwoord en sê, en ek wil dit weer herhaal, gebruik die klem gebruik van kata baino. 'n Mens kan niks aanneem as dit kom nie uit die hemel uit nie. Jy kan niks aanneem vir 'n kind van God as dit aan jou nie uit die hemel gegee is nie. Ons is te aardsgebonde. Ons is te veel gekoppel in die aardse filosofie. Wanneer kom ons by die plek wat ons die hemelse dinge begin besoek, waarin ons gesetel is aan die hemelplekke, gekroon is, as 'n gawe van God, en toebedeel is met gawes om dit te gaan uitdeel. Daar uit die hemel uit ontvang ons die inligting, ontvang ons die geestelike implikasie van die mense antwoord op aarde,
van die aardse en die natuurlike kan dit onmoontlik nie vir jou aanbied nie. Hoor wat sê Matteus 17 vers 9. En onderwyl hulle van die berg afklim, op die berg het hulle iets ervaar. Hulle het afgeklim en Jesus het hulle bevel gegee en gesê, dis op die berg van verheerliking, julle moet vir niemand iets van die gesig sê, voordat die seun van die mens uit die dode opgestaan het nie. Jy sê, jy moet eers opstaan, opvaar, afkom, deel gawes uit. Johannes 6 vers 33, want die brood van God is hy wat uit die hemel neerdaal en van die wêreld die lewe gee en aan die wêreld die lewe gee. Ek wil hê moet hoor, ons deel brood uit vir almal. Natuurlik om hulle hongerpyne te stil. Maar dan het ons al gekom by die plek wat ons die brood wat uit die hemel neerdaal aan die mense begin gee, om die ewige lewe as sekuriteit vir hulle aan te bied. Ek lees in Johannes 12 vers 16, wees eensgesind, sê die apostel Paulus oor hierdie ding, wees eensgesind onder mekaar, kom in eenheid, om hierdie woord te verstaan van bo af. Moenie na hoë dinge streef nie. Ons soek na doktersgrade, professors, daar's nie fout daarmee nie, maar dit moenie die prioriteit wees nie. Moenie na hoë dinge streef nie, sê die skrif, maar voeg julle by die nederige. Jy sien, ou wat wil argumenteer, die ou wat wil beklei. Hoe kan jy ooit geskenk aan hom oorhandig deur onwys op te tree? Dit sê die skrif, moenie eie wys wees nie. Moenie eie wys wees nie. Wees eensgesind. Jy sien die woord voeg. Julle by die nederiges, voeg. Het 'n diepe betekenis van om aan nederige dinge toe te gee. As 'n mede-erfgenaam van sy oorvloed wat hy aan ons gee as 'n geskenk, lees ons in Romeine 8 vers 17 die volgende, en as ons kinders is, dan ook erfgename van God, en mede-erfgename van Christus. Hoor wat jy lees, luister wat ek vir jou lees. As ons naamlik saam met hom ly, sodat ons ook saam met hom verheerlik kan word. So ons mis daai verheerliking, opvaar in hemelplekke om af te kom, om die ware volmaakte gawe aan die mensdom uit te deel. Tans moet ons sy woord en die bediening van versoening begin bedien. Dis ons opdrag. Ek lees in 2 Korintiërs 5 vers 17 tot 21. Daarom as iemand in Christus is, waarom is ons so behep met die tydelike? Ons praat hier van diep geestelike insig, van 'n openbaring wat uit Gods woord uitkom. As iemand in Christus is, as hy 'n nuwe skepsel. Die ou dinge het verby gegaan. Kyk, dit het alles nuut geword. Vers 18, en dit alles is uit God, wat ons met homself versoen het, deur Jesus Christus, en ons die bediening van versoening gegee het. Wat 'n geskenk om uit te deel. Vers 19, naamlik dat God in Christus die wêreld met homself versoen het, deur hul misdade nie toe te reken nie, en die woord van die versoening aan ons toe vertrou het. Om nie haat en nait aan mense toe te vertrou nie. Ek praat hier van gelowige mense wat afvallig geword het.
Ek praat nie van die sondaar, wat moetswillig sondig nie. Ons moet uitreik om versoening te bewerkstellig, maar die wat dit verwerp en beroof homself van die ewige lewe van God. Vers 20, ons tree dan op as gesandte van Christus wil, om Christus wil. Asof God deur ons vermaan. Broeders, ons moet wegkom van hierdie prosperity lering. Hier is 'n vermaaning. Ons doen nie wat God van ons verwag om te doen nie. Jy is sy geskenk as 'n gawe aan hierdie wêreld. En aan jou het hy geskenke toebedeel om geskenke te gaan uitdeel. Dit kom van bo. Ek lees verder, ons bid julle om Christus wil. Laat julle met God versoen. Jy sien, ons moet die hemele na die aarde bring. Dis 'n opdrag. Die koöperatiewe oorwinning kom van God uit die hemel. Van daar as net alle goeie gawes en volmaakte gawes daal van bo af neer. Hoor wat sê Matteus 6 vers 10. Laat u koninkryk kom. Laat u wil geskied, soos in die hemel, net so ook op die aarde. Wat is my in jou opdrag? Om dit wat geskied in die hemel, aan hemelplekke, af te bring op die aarde. Jy sien, God is die outeur van die nuwe lewe in die mens. En daardie nuwe lewe is lig, soos hy self is. Dit illustreer net die stem in die begin. Toe die stem gesê het, laat daar lig wees. Daardie stem het die chaos van die materiële aarde opgebreek en in orde herstel. Daardie stem spreek lewe tot dooie siele. Lig om orde te bring in die chaos van gevalle menslike natuur. Ons word lig in die Here. Laat julle lig so skyn. En sommige is so gemaak dat hulle ligdraers kan word van hierdie evangelie van Jesus Christus, van die woord van die lewe voorhou. Of om die figuur van Jakobus 1:18, die geleesde skrifgedeelte, te gebruik, waar hy sê, om as eerstelinge van sy skepsele te kan wees. Eerstelinge van sy skepselinge. Nou wie sê die eerstelinge? Kom ons kyk Openbaringe 4 vers 14 sê die woorde, en ek wil hê jy moet baie mooi luister, dis nie natuurlik nie, dis 'n geestelike implikasie hierdie skrif, dit is hulle wat hulle self met vroue nie besoedel het nie, want hulle is maagdelik rein, dit is hulle wat die lam volg, waar hy ook heen gaan, dit is hulle wat gekoop is uit die mens, as eersteling vir God en die lam. Is jy gekoop deur die bloed van die lam? Is jy? Volg jy sy instruksies? Volg jy hom waarheen hy jou lei? Jy's dan sy geskenk. Jy's dan die gawe wat hy aan jou gegee het, ook geskenke om uit te deel, gratis, vernet, deel dit net uit. Bid vir die siekes, maak hulle gesond. Gaan na die wêreld, verkondig die evangelie, bring hulle hoop, gee geskenke uit in die wêreld, dat hulle kan weet, daar is hoop. Want alle goeie gawes daal van bo af neer, volmaak van God. Jy sien, die eerstelinge verseker ons van die karakter van die oes. Kyk om jou heen. Hoe groot is die oes om jou?
Wie en wat het jy bereik? En wie se lewe het jy verskil gemaak? Ondersoek daardie vinnige, ryk gemaakte eersteling sorgvuldig vandag, want jy is die eersteling van sy skepsele, om hierdie evangelie as 'n geskenk uit te kan deel. Jy kan uit 'n voordeel wat die kwaliteit en omvang van die oes sal wees bepaal. Dis dieselfde grond, dieselfde kultuur, dieselfde dou en reën en sonskyn. Wat bring jou grondgebied voor? Jy kan aan die handvol eerstelinge sien of die skure gelaai gaan word en die opbrengs verryking sal wees. Ons het die aanslag teen ons. Maar weet jy, die Bybel sê, hy wat vir ons is groter en sterker as hy wat teen ons is. Al die negativiteit wat in Messina in die wêreld regeer op hierdie heilige oomblik, wat ons in 'n warboel laat beland, bly aan die geskenke uitdeel, maak sy skure vol. Staan jy in die eerstelingsgroep vandag? Staan jy, my vriend? Ek roep na jou, Messina. Ek roep na jou, elkeen wat luister na hierdie woord. Staan jy in die eerstelingsgroep? Is jy sterk in die steel, vol in die aar, vry van mif en roes? As jy vry is, dan sal jy binnekort die hele vallei sien, waai in die somerbries van God, en die goue glorie van sy somerhemele sal dit vir jou weerspieël. Kyk nie terug nie, want hy wat terugkyk, wanneer sy hand in die ploeg geslaan het, is nie geskik vir die koninkryk van God nie. Jy is die eersteling, jy behoort in daardie groep, my vriend. Kom ons staan op vanmôre. Kom ons vat die bul by die horings, in die naam van Jesus, pleit ek by jou. Raak betrokke, deel geskenke uit. Want hierdie geskenk wat jy het, kom nie van jou nie, kom nie van jou kwaliteite nie, maar dit kom van bo van God wat dit gegee het, hy het dit geskenk vir jou. Jy is in die eerste plek 'n geskenk van God, en hy gee jou geskenke om die geskenke te gaan uitdeel vandag. Kom ons staan op vir die evangelie van Jesus Christus, in die naam van Jesus, want dit wat jy ontvang het, kom nie van 'n mens af nie, dit kom van bo, van God, die Vader van die ligte, die volmaakte en ook die goeie gawe. Kom ons deel dit uit, verniet het jy dit gekry, en verniet moet ons dit gaan uitdeel. God seën u vanmôre. As u vanmôre voel dat jy het misluk, dan vra ek jou, net daar waar jy sit, staan op. Staan op en verklaar teenoor die Here vanmôre. Here, gee my insig op hierdie openbaring, dat ek vanmôre kan besef, ek is 'n gawe van God, wat uit die hemel neerdaal, van bo af. Ek is gekroon daarmee in hemelplekke, het ek opgevaar saam met jou. Ek bid dat die Gees van God vanmôre vaardig oor jou sal word, en dat jy sal luister wat die woord sê, en kom ons raak minder betrokke in die negatiewe en die gemors van hierdie wêreld. Kom ons raak betrokke aan die goeie en volmaakte gawes wat jy is, wat God aan jou gegee het om uit te kan deel vanmôre.